goed om weer met jou te kan praat en my boodskap gaan oor 'n rivier van lewende water. 'n Rivier van lewende water. Ons skrifgedeelte kom uit Esegiel, hoofstuk 47 vers 1 tot 5. Die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit, aan die regterkant, suid van die altaar, afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buiteom laat gaan, na die buitepoort wat oosfront. Kyk, water het uitgeborrel aan die regterkant. Toe die man in 'n oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat enkel diep was. Hy het nog 1000 afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat kniediep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek. Water wat heupdiep was. Hy het nog 1000 afgemeet, 'n stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestyg, water waarin 'n mens kon swem, 'n stroom wat nie oorgesteek kon word nie. Nou, jy moet asseblief hierdie hele hoofstuk gaan lees, want hierdie boodskap dek alles wat in hierdie hoofstuk gesê word. Nou, Esegiel het as profeet in Babylonië, tussen sy tussen sy volksgenote wat ook in ballingskap was, gewoon. Met ander woorde, hy was nie in Israel toe Jerusalem en die tempel van Salomo vernietig is nie. Hy was in Babylonië, van waar hy geprofeteer het dat dit gaan gebeur. Voor die tyd, voordat die tempel vernietig is, het hy in 'n visioen gesien hoe dat die heerlikheid van die Here die tempel en Jerusalem verlaat. Die vernietiging van Jerusalem en veral die vernietiging van die tempel wat Salomo gebou het die Jode wat nog in Israel agtergebly het, sowel as die Jode wat in ballingskap weggevoer is, se laaste bietjie hoop verpletter. Die ballinge wat in Babylonië was, toe hulle die nuus kry dat die tempel verwoes is, het hulle laaste bietjie hoop soos mis voor die son verdwyn. Maar in die laaste hoofstukke van Esegiel, van hoofstuk 33 af tot by hoofstuk 48, gee die profeet weer hoop aan Israel, aan God se volk. Juda en Jerusalem, dis wat hy profeteer. Hy profeteer dat Juda en Jerusalem gered en herstel sal word. En in die hoofstuk waar dit ons gelees het, profeteer hy ook dat daar 'n nuwe tempel sal wees. En net soos hy in 'n visioen gesien het, hoe die heerlikheid van die Here die eerste tempel verlaat het, sien hy nou weer in 'n visioen, hoe die heerlikheid van die Here terugkeer en die nuwe tempel vul. Ons lees in Esegiel 43, vers 2, 4 en 5, skryf hy, sê, en kyk, die heerlikheid van die God van Israel het uit die ooste gekom. Die geluid daarvan was soos die geluid van baie water, en die aarde het gestraal van sy heerlikheid. Die heerlikheid van die Here het na die tempel gekom, deur die poort wat oosfront. Die heerlikheid van die Here het die tempel gevul. Ons weet dat die Jode uiteindelik wel gered is van hulle ballingskap in Babylonië. Hulle het teruggekeer na hulle eie land, of ten minste baie van hulle, of meeste van hulle,
teruggekeer na hulle eie land toe. Hulle het Jerusalem herbou. Hulle het ook 'n nuwe tempel gebou. Maar die tempel wat hulle gebou het nie naastenby vergelyk met die majesteit van die tempel wat Salomo gebou het nie. Wat nog te praat van die glorie van die tempel wat Esegiel in sy visioen gesien het. En jy kan maar gaan lees hier van hoofstuk 43 af. Hoe dat Esegiel vir ons die mates van hierdie tempel en tempelterrein gee. En die tempel wat hy in sy visioen gesien het, saam met die terrein, is iets soos 13 kathedrale groot, Engelse kathedrale groot. So dit is absoluut 'n magnifieke, majestueuse tempel wat hy gesien het. Die patetiese tempeltjie wat hulle gebou het, toe hulle uit ballingskap terugkom, het nie vergelyk met Salomo se tempel nie. Wat nog te praat van hierdie magnifieke tempel wat Esegiel in sy visioen gesien het. Nou, uit die aard van die saak het koning Herodes baie jare later, hy was 'n Edomiet en hy wou graag aan die Jode guns bewys, het hy verdere bouwerk aan hierdie aanvanklik patetiese ou tempeltjie verrig en dit nogal werklik super indrukwekkend gemaak. Van die klippe wat hy gebruik het, was 12 meter lank, 1 meter hoog en 1 meter breed en het 100 ton geweeg. Een klip, 100 ton. So dit was werklik 'n indrukwekkende, aan die einde van die dag, toe Herodes klaar is met die tempel, was dit een van die wonders van die destydse wêreld gewees. Maar die bouwerk was skaars klaar in die tempel, toe word dit weer vernietig in 70 na Christus. So hier is die vraag, wat het geword van die tempel wat Esegiel in sy visioen gesien het? Die tempel is nog nooit gebou nie. Nog nooit nie. So wat het geword daarvan? Nou is daar baie mense wat glo dat hierdie profesie nog vervul moet word. Dat hierdie tempel iewers in die toekoms nog gebou gaan word. Net die verwagting dat die tempel wat Esegiel in sy visioen gesien het, gebou gaan word, gaan baie ver terug. Amper so ver terug as die visioen self. Mense het nog altyd verwag dat hierdie tempel op een of ander stadium in die geskiedenis gebou gaan word. In 1947 het 'n Bedouïne skaapwagter per ongeluk, per toeval, die dooie seerolle ontdek. Die dooie seerolle het behoort aan die Qumran gemeenskap. Dis mense wat hier rondom plus minus 150 jaar voor Christus hulle self aan die samelewing onttrek het en in afsondering by die dooie see gaan woon het. Waar by die dooie see het hulle gaan woon? Aan die noordwestelike kant van die dooie see, nie te ver van waar die Jordaanrivier in die dooie see invloei nie. Nou in sy visioen van die nuwe tempel sien Esegiel 'n rivier wat onder die tempel uitvloei en wat al hoe dieper word soos wat die rivier van die tempel af wegvloei. En hy sien dat hierdie rivier afvloei en uiteindelik uitmond in die dooie see. Waar mond dit uit? Min of meer dieselfde plek waar die Qumran gemeenskap hulle self gevestig het. Dit is duidelik dat hierdie Qumran gemeenskap verwag het dat die tempel wat Esegiel gesien het, gebou gaan word. En hulle het hulle self doelbewus gevestig op die plek waar hulle geglo het, waar hulle verwag het, die rivier wat onder die tempel uitvloei, in die dooie see sal uitmond. Maar hier is my vraag. Jesus Christus is die een offer wat alle offers wat by die tempel gebring is, vervang
en beëindig het. Hier is die vraag. Waarom, as dit waar is, waarom sou God dan weer 'n tempel laat bou waar offers gebring moet word? Ek glo, Jesegiel se visioen van hierdie magnifieke, majestueuse tempel is vervul in Jesus Christus self. In die Ou Testament was die tempel die plek waar God simbolies onder sy volk gewoon het. In die Nuwe Testament lees ons in Johannes 1 dat God in Jesus onder ons kom woon het. In die Grieks staan daar letterlik dat hy in Jesus onder ons kom tabernakel het. Hy het in Christus onder ons kom tempel. Jesus Christus was die tempel in wie God onder ons kom woon het. En net soos die heerlikheid van die Here in Jesegiel se visioen die tempel gevul het, het die heerlikheid van God liggaamlik in Jesus Christus gewoon. En ons sien dit duidelik op die berg, toe Jesus voor sy disippels se oë van gedaante verander en sy gesig begin skyn soos die son in sy krag vanweë die heerlikheid van God in hom. Jesus self sê in Johannes 2 vers 19 en 21, hy sê, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit ophou. En dan lewer Johannes kommentaar en sê, maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Jesus is die vervulling van die tempel waarvan Jesegiel gepraat het, die tempel wat hy in sy visioen gesien het. Jesus is die tempel in wie God onder ons kom woon het. Nou Jesegiel in sy visioen van die tempel sien hy hoe 'n rivier onder die tempel uitvloei. En hy sien hoe dat hierdie rivier aan die regterkant, langs die sykant van die tempel afvloei. Kyk asseblief na die illustrasie op die skerm, dan sal jy sien, hier is 'n voorstelling van die tempel wat Jesegiel gesien het, en let op die rivier wat vanuit die tempel vloei, hoe dit aan die sykant van die tempel, die regter sykant, as jy binne in die tempel sou staan en jy sou uitkyk buitentoe, dan aan die regterkant aan die regter sy van die tempel vloei hierdie rivier af. Wat het met Jesus gebeur aan die kruis? Nadat hy gesterf het aan die kruis, het 'n Romeinse soldaat gekom en 'n spies in Jesus se sy opgedruk. En wat vloei uit Jesus se sy? Bloed en water. Bloed en water. 'n Stroom van bloed vloei uit sy sy. The crimson fountain of blood that cleanses us from all our sin. Die bloed van Jesus vloei uit sy sy. Die bloed wat ons reinig van al ons sonde. Hebreërs 9 vers 38 en 39, vers 12 en 14 sê, hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed 'n ewige verlossing bewerkstellig. Hoeveel te meer sal die bloed van Jesus ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God
kan dien. Maar is nie net 'n stroom van bloed wat uit sy sy vloei nie. Daar's ook 'n stroom van water wat uit Jesus se sy vloei. Nou dat ons gereinig word, voortdurend gereinig word, sê 1 Johannes vir ons, deur die bloed van Jesus Christus. Nou kan die stroom van water wat uit Jesus se sy en langs sy sy afloop, vir jou en vir my lewe gee. En jy moet mooi kyk in hierdie visioen. Dis baie belangrik dat ons besef dat die rivier vloei vanuit die tempel. Ek sou sê dit vloei vanuit die allerheiligste gedeelte van die tempel. Hierdie rivier vloei vanuit God se teenwoordigheid. Dalk het jy ook gelees, as jy die hoofstuk deurgelees het, is opvallend, dat Jesegiel opmerk, dat die water onder die tempel uitborrel. Dis water wat borrel en wat vloei. Hierdie is nie stilstaande water nie. Hierdie is water wat borrel en vloei. Hierdie is lewende water. Lewende water wat vanuit die tempel kom, wat vanuit Christus kom. Die lewende water wat vir jou en vir my lewe bring. Jesus sê in Johannes 7 vers 38 en 39, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê, wat die wat in hom glo, sou ontvang. Jy sien, waar die bloed van Jesus ons gereinig het, kan die Gees van God lewe bring. En die Gees van God kom soos 'n rivier, vanuit God se teenwoordigheid, na jou en na my toe, om vir ons lewe te bring. Wat is die effek van hierdie rivier? In Jesegiel se droom, sien hy, dat waar hierdie rivier vloei, op die walle van die rivier, groei 'n groot verskeidenheid vrugtebome. Maar dis nie al nie. As ons hierdie vrugtebome so 'n bietjie van nader bekyk, dan sien ons dat die blare aan hierdie vrugtebome verwelk nooit nie. Dis die blare wat verdor of seisoonaal verdroog en afval nie. Dit is immergroen. Dit verwelk nooit nie. Wat 'n soort lewe is dit wat in hierdie rivier vloei, wat maak dat die bome blare dra, wat nooit verwelk nie. Maar daar's nog meer aan hierdie blare. As jy gaan lees, sal jy sien dat hierdie blare ook genesing bring. Genesing bring. Nie net verwelk dit nooit nie, dit bring ook genesing. Wat 'n soort lewe vloei in hierdie rivier, dat dit die vrugtebome laat blare dra, wat genesing bring. Maar verder sien ons ook, dat hierdie bome kan net nie ophou om vrug te dra nie. Binne seisoen en buite seisoen, maak nie saak wanneer jy by hierdie bome kom nie, of dit winter is, of dit lente is, of dit herfs is, of dit somer is nie, dis altyd vol vrug. Jy kan maar pluk, maar daar sal net weer vrug wees. Hierdie bome kan nie ophou om vrug te dra nie. Wat 'n soort lewe vloei daar in hierdie rivier, wat maak dat die bome nie kan ophou om vrug te dra nie. Jesegiel sien ook dat die rivier in die dooie see inloop. So kom ons praat so 'n bietjie oor die dooie see. Randall Price sê, the Dead Sea is actually a concentrated chemical stew of 20% solid matter in the form of dissolved salts. En die gevolg is, omdat dit so 'n chemical stew is, 26% solidity. Jy kan maar gaan probeer swem of probeer sink in die dooie see, jy bly bo.
En die gevolg is, dat daar absoluut geen lewe in die dooie see is. Die dooie see is letterlik mors dood. Maar hierdie rivier vloei in die dooie see in. En wat gebeur? Die dooie see kom tot lewe. En die dooie see begin wemel van lewe. Soveel so, dat die hoeveelheid soorte vis in die dooie see wat maar 600 vierkante kilometer groot is, vergelyk met die hoeveelheid soorte vis in die Middellandse See wat 2,5 miljoen vierkante kilometer groot is. Wat 'n soort lewe vloei in hierdie rivier wat maak dat wanneer dit in die dooie see invloei, hierdie see wat mors dood is, begin wemel van die lewe. Jy moet baie mooi verstaan. Die Heilige Gees is die lewendmakende Gees. He is the life source that flows from the source of life, God Himself. Soos 'n rivier vloei die Heilige Gees vanuit die bron van lewe, naamlik God self. En waar hierdie lewende water vloei, bring dit lewe. Dit bring groei, dit bring genesing, dit bring herstel, dit bring die krag wat maak dat jy nie kan ophou om vrug te dra nie. Jy kan nie ophou om vrug te dra nie. Die Here ons God bied nie vir ons 'n motiveringspraatjie aan om ons so bietjie beter te laat voel oor onsself nie. Hy bied ook nie vir ons 'n self-help kursus aan oor hoe om te lewe nie. Hy het ook nie allerhande meditasie tegnieke waardeur ons lewens kan verbeter nie. Nee. Die Heilige Gees is die lewende water wat in ons lewens inbruis en alles binne in my en rondom my begin lewe. En alles begin herstel. En ou wonde begin gesond word. En skielik begin my lewe kry en ek kan nie ophou om vrug te dra nie. My lewe begin sin kry, begin betekenis kry, die lig gaan vir my op. So wat moet ons doen? Daar's 'n frase wat 74 keer in Jesegiel voorkom. En dit is die frase, dan sal julle weet dat ek die Here is. Ons moenie net verstaan dat Jesus die Here is nie. Ons moet dit weet. Dit moet 'n wete hier diep in my hart wees. En my hart moet dit vir my mond begin sê. En my mond moet dit begin bely. Jesus is die Here. Totdat hy Here van my hele lewe is. Dis die plek waar sy bloed my reinig van al my sonde. Luister mooi. Paulus skryf in Romeine 10 vers 9. Hy sê, as julle met julle mond bely dat Jesus die Here is, met julle hart glo en met julle mond bely dat Jesus die Here is, sal julle gered word. Dis die plek waar sy bloed voortdurend besig is om my te reinig, en dis die plek waar die rivier van sy lewe, die Heilige Gees, in my lewe inbruis en my hele lewe kom tot lewe. Herstel kan kom
en genesing kan kom en betekenisvolle lewe kan begin gebeur. En mag die Here dit vir jou waarmaak in jou lewe.